Here, baie dankie dat ons vanoggend hier so in die kerk kan wees. Dat ons op Vadersdag ook gekies het om kerk toe te kom, ons gesinne bymekaar geroep het en gesê, kom ons aan kerk om 'n woord van die Here te hoor. Dankie dat ons kan deel wees van so 'n geloofsgemeenskap, Here. En dankie dat ons kan uitsien na dit wat in hierdie diens gaan gebeur, Here, waar U gaan kom en U woord met ons kom deel. Here, dankie dat U ons Vader kan noem, waar aardse vaders baie keer tekort kom, Here. Baie keer nie kan doen wat hulle eintlik geroep is om te doen, Here. Weet ons, U is die een wat eintlik vir ons kom wys om 'n Vader te wees. En as dit my gebed ook volgende, Here, dat elke pa wat hier is, sal streef om 'n pa te word soos wat U wil hê hy moet wees. Dat ons 'n verskil sal maak hier in ons gemeenskap, 'n verskil sal maak in ons gesinne en in die lewens van elkeen vir wie ons lief is. Here, wil U ook die een wees wat vir ons die krag gee om dit te kan doen. En mag U woord volgende vir ons kom inspireer om te kan opleef tot daardie droom. Amen. Gemeente, ek groet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Baie welkom in die kerk vanoggend. Ons is besig met die klein profete, soos wat julle weet, en ek het gedink jy's met Vadersdag, want ons dalk so 'n bietjie van 'n breek vat, maar die boodskap wat die Here vir ons kom gee vanuit hierdie klein profete is so uniek dat ek eintlik nie dit wil stop nie. En jy gaan sien dat daar ook nog iets daardeur gaan kom vanoggend wat jy kan hoor as 'n pa, wat jy kan huis toe vat om 'n verskil te gaan maak daar waar jy besig is om te bedien. Nou Amos is die derde een van die klein profete, of ons kry hom derde in die Bybel. En dit is eintlik 'n slegte boek om te lees. Ek weet nie wie van julle lees Amos vir die lekkerte nie, maar dit is eintlik 'n slegte boek om te lees. Dit is 'n baie donker boek, dit is 'n baie bedroewe boek. Dit is 'n boek wat jy nie van hou om te lees nie, want dit is oorlog en haat en straf en klomp slegte goed wat moet gebeur. Maar binne in hierdie boodskap of in hierdie boek is daar 'n verskriklike mooi boodskap van hoop ook vir die volk gewees, maar vir my en jou vir vandag ook. Daar's twee dinge wat ons vandag weet van Amos. Hulle het daai tyd ook geweet, maar dit help vir ons vandag om vir Amos dalk beter te kan verstaan en beter te kan lees. En as jy van vandag af vorentoe Amos gaan lees met hierdie twee dinge in gedagte, dan gaan dit dalk vir jou meer sin maak. Die eerste ding wat ons weet is Amos was 'n skaapboer gewees. Hy was nie 'n geroepte en 'n opgeleide profeet of 'n priester nie. Hy het later 'n profeet geword, maar hy was eerstens 'n skaapboer gewees. Nou dit het iets beteken. Dit het beteken dat die mense maklik na hom kon luister, omdat hy 'n doodgewone mens soos die res van hulle was. So hy het hulle taal gepraat. Maar dit kon ook beteken dat die mense glad nie na hom wou luister nie. Want hulle sou sê, wat weet jy, Amos? Jy is 'n skaapboer. Hoe kan jy vir ons kom vertel van God en maak of jy 'n profeet of 'n priester is? Hy het dit nooit gemaak nie, hy was dit. God het gesê, gaan preek vir die mense en hy het. So, 'n doodgewone mens, Amos, die skaapboer. Nou, Amos het 'n bietjie 'n besonderse verhouding met Suid-Afrika ook. Ek weet nie wie van julle van dit weet nie, maar 'n klompie jare terug het hier in die Vrystaat 'n sending motief begin, waar hulle 'n klompie mense gekry het, sendelinge gekry het, om onder plaaswerkers te gaan bedien. En in die plaaswerkershuise in te gaan en daar vir hulle die evangelie te bring en in hulle taal met hulle te praat oor die Here. En hierdie groep mense, die sendelinge, het hulle Amos genoem. Hulle het hulle bediening baseer op Amos, die profeet. Hulle bestaan nie vandag meer so wonderlik sodat hulle 'n klomp jare terug bestaan het nie. Bloot omdat plase in so groot mate ontvolk het en die mense nie meer op die plase bly altyd nie, maar meer in die dorpe en goed bly. Maar in elk geval, daar is nog steeds so 'n bediening, hy is net nie meer so sterk soos wat hy van tevore was nie. Die tweede ding wat ek en jy weet van Amos, is dat hy hierdie boek geskryf het soos 'n tipe van 'n koerant. Nou, hulle het nie in hulle tyd koerante gehad nie, hulle het nuus op ander maniere gedeel, maar ek en jy verstaan van 'n koerant en vandag se tyd van koerant lyk ook anders as 20 jaar terug se koerant natuurlik. Maar meer in 'n paar jaar terug se koerant formaat. 'n Koerant word geskryf om vir jou nuus te bring en normaalweg om korrupsie uit te wys binne in jou eie land, dinge wat verkeerd is in jou eie land uit te wys, maar ook so 'n bietjie aan die buurlande te begin dink en uit te wys wat doen hulle verkeerd. En dis presies wat Amos gedoen het. Amos het gepreek teen reg en of teen ongeregtigheid en oor die reg. En hy het uitgewys hoe korrup is Israel, hoe korrup is Juda. En dan het hy ook uitgewys hoe korrup is die mense langs hulle in die buurlande. Hy het alles gewys wat verkeerd is en die nuus op so 'n manier met die mense gedeel. En dit beteken dat ek en jy Amos ook soos 'n koerant kan lees. Maar hy eindig dan mooi. In
In hoofstuk 9 kom eindig Amos met 'n boodskap van hoop, dat dinge kan herstel word. En dit is waartoe ek en jy vandag weg. Nou, ons gaan 'n bietjie stil staan by Amos 5, wat gaan oor reg en geregtigheid. Amos 5 is so in die middel van die boek. En baie mense sien dit as die klimaks van Amos. Dit is wat die belangrikste deel van hierdie boek kan wees. Hy praat hier in hierdie boek namens God teen die volk. En dan maak hy vir hulle baie duidelik wat God wil hê hulle moet doen. En ook hoe lyk die omstandighede rondom hulle. 'n Vraag natuurlik is vir my en jou, wat maak ons met so 'n boek vandag? Hoe kan ek en jy, selfs by ons huise, Amos gaan lees en 'n deel maak van ons lewens? Amos is so 'n unieke boek dat jy kan jouself eintlik, as jy in Suid-Afrika bly soos ons, in die skoene sit van die volk. En jy kan vir 'n oomblik jouself verbeel dat dit wat Amos vir hulle gesê het, vandag vir jou gesê word. Want dit doen. Jy gaan sien daar soveel goed wat ooreenstem tussen ons en die volk met wie Amos praat. So ons sit so 'n bietjie in hulle skoene. Ons leer uit hulle foute en ons kyk ook wat kan ons doen om vorentoe te gaan, die beste pad natuurlik. Ek lees vir julle die inleiding van Amos hoofstuk 5. Luister na hierdie woord, huis van Israel, wat ek as 'n treurlied oor julle aanhef. Jy sal sien dat Amos 5 ingedeel is soos 'n tipe van 'n koerant. Daar's 'n inleiding en dan is daar so 3 hoofopskrifte, dinge wat belangrik is. En dan is daar 'n slotberig. Nou, dis amper meer as 'n boek as 'n koerant. Maar kan jy dink as 'n koerant so gelyk het, as hy begin het met hierdie verskriklike mooi storie en dan die vleis bietjie in die middel gehad het en geëindig het met 'n storie van hoop. Dis eintlik wat ons wil hê 'n koerant moet hê. En hulle doen dit so nou en dan met die nuus ook, jy weet. Waarmee eindig nuus vandag? As jy dit nog TV kyk, nuus eindig altyd met die weer. So dis skep net so 'n bietjie hoop, nee. Dis veronderstel om vir jou hoop te skep, tensy die weer dan vertel dat jy nie wil hoor nie. Dan is dit nog weer dieselfde storie. Dan kyk jy môre aand weer nuus sodat jy hoop die storie lyk anders te net. Maar Amos begin die inleiding van hierdie boek op 'n baie hartseer manier. Hy sê dat hy is hartseer oor dit wat hy sien. Nou hy kyk rond na Israel, na Juda, na die bure rondom hulle, die korrupsie van die dag en alles wat verkeerd is, en dit maak hom regtig hartseer. Miskien is jy soos ek wat al hoe minder nuus lees. Want nuus maak my hartseer. Voordat my kwaad maak natuurlik. Ek wist ek kom die kwaad gedeelte ook in. Maar nuus het die neiging om ons hartseer te maak. Want dit wys vir ons wat is stikkend en wat is verkeerd. Ek wil volgende vir jou vra. Kyk jy die nuus in Suid-Afrika, luister, lees, wat op watter manier jy die nuus kyk. Kyk jy daarna en hoe laat dit jou voel? Ek dink die meeste van ons kan vanoggend eerlik sê, die toestand van ons land maak ons hartseer. As die toestand van ons land jou nie hartseer gemaak het nie, sou daar nie soveel mense gewees wat vlugtelingskap na Amerika toe gevat het nie. Sou daar nie soveel mense gewees het wat gevlug het reg oor ons land. Ons land raak al armer aan mense, want ons mense is besig om weg te beweeg. Ons is so hartseer oor dit wat hier aangaan. Hy skryf bietjie verder in die inleiding en sê, sy het geval, die jongvrou Israel sal nie weer opstaan nie. Verlaat lê sy op haar grond, met niemand wat haar ophelp nie. Nou Amos as 'n boer sien dit, en hy sê as 'n boer dit, nee, hy beleef die natuur, en hy beleef die boerdery, maar hy beleef hy verder ook hoe dit gaan in die land. En hy sê, hierdie mooi land, Jerusalem, wat binne in hierdie land lê, Israel, val, as gevolg van die sonde, wat heers in die land. En hy sê, daar is niemand wat daar ophelp nie. Israel het geval, en niemand help op nie. Kom ons kyk so oomblik na ons land, na ons eie konteks. Ek sien nie veel opbou in ons land. Ek sien baie val in ons land. Hierdie pragtige land, wat eens soveel potensiaal gehad het geval, tot op haar knieë. En dit maak my hartseer. Maak my hartseer dat korrupsie, wanbestuur en ongeregtigheid ons gekry het waar ons vandaan is. Hoe voel jy?
Nou Amos, veral hoofstuk 5, gaan oor die reg en geregtigheid. En die van julle wat al regsaake gevolg het of daar betrokke was daarin weet dat 'n regsaak het sekere uitsprake. En in Amos 5 is daar 'n paar uitsprake. Hulle noem hierdie uitsprake so sê die Here uitsprake. Dit gebeur 3 keer in Amos 5 en in die res van die boek gebeur dit nog 'n hele paar keer ook. Waar Amos elke keer sy eie opinie het en dan op 'n stadium nou hy op in sy eie opinie en dan sê hy so sê die Here. So Amos het nou gekom in die inleiding en gesê, dis my opinie. Die land is stikkend, die land het geval, ek is hartseer. Maar dis wat die Here sê. En dan gee hy dan die 3 goed wat die Here sê. Ons gaan nou daarna kyk soos 'n tipe van 'n koerant opskrif as jy dit vanoggend sou lees in die koerant. Dit is wat die Here sê. Dit is wat die Here sê. Dit is wat die Here sê. Nou wil jy moet mooi daarna kyk want dit is nie wat die Here net daardie tyd gesê het nie, maar hy sê dit vandag vir my en jou ook. So ek kan vanoggend kom en ek kan my saak lig. En ek kan vir jou sê ek is hartseer oor Suid-Afrika en ek kan vir jou sê ek sien dinge nie altyd so mooi soos wat dit moet wees meer nie. Ek sien die stikkindheid raak. Dis my opinie van wat ek sien en wat ek beleef. Maar kom ons hoor wat sê die Here in hierdie 3, so sê die Here uitspraak. Die eerste een praat oor verwoesting. Ons kry in vers 3. So sê die Here, die stad wat uittrek met 1000 hou 100 oor. En die een wat uittrek met 100 hou 10 oor vir die huis van Israel. Die eerste opskrif wat hy kom gee, gaan oor verwoesting. En om jy uitbrei oor wat het daar gebeur, is 'n totale pak slaag wat hierdie land gekry het. Dit het hulle gegaan oor oorlog. Die dorp, die stad, stuur 1000 man uit om oorlog te voer. En net 100 kom terug. Hulle kry hulle kragte bymekaar, hulle stuur die 100 man uit en net 10 kom terug. As jy wiskunde kan doen, gaan jy agterkom, hierdie is nie lekker nie. Hierdie som klop nie. Hulle het moeilikheid. Nou, dit was nie letterlik dat hulle 100 mense uitgestuur en net 10 teruggekom het nie. Maar wat hulle kon raak sien was dat ons mense gaan uit en hulle kom nie terug nie. Daar's verwoesting. Nie net aan die struktuur nie, maar in die huise, die mense. En as jy deur die Vrystaat ry en jy kyk na die plase langs die pad, dan sien jy 'n klomp vervalle huise. As jy tussen die plase ry, dan sien jy meer. Jy sien, hier staan 'n huis wat sy vensters uitgegooi is en sy dak gesteel is. Hier staan 'n huis waar daar een se kombuis was en nou groei daar 'n boom uit die kombuis uit. Daar is eens mense daar gewees. En daai mense het 'n lewe gebou daar. En het jou moeder ook op Vadersdag gesê, gelukkige Vadersdag, Pa, dankie vir dit wat jy vir ons doen. En vandag is daai huise leeg. Ons platteland is besig om te ontvolk, vinniger as wat ons besit. Ons plattelandse dorpies raak kleiner en kleiner tot op so 'n punt dat dit later nie meer sal bestaan nie. Jy kan maar net ry in die strate en sien hoeveel te koop bordjies is daar. Ons is besig om minder te word. Ons stuur 1000 uit en 100 kom terug. Ons stuur 100 uit en 10 kom terug. Jy stuur jou kinders uit om te gaan studeer. Wie van hulle kom terug? Ons is besig om hier verwoesting in ons dorpies te beleef. Ek en jy vandag. Hy skryf 'n tweede gedeelte, so sê die Here, dit gaan oor soek na God. Ons lees al van vers 4 af. So sê die Here vir die huis van Israel, soek my, dan sal julle leef. Moet Bethel nie besoek nie, na Gilgal mag julle nie gaan nie. En dan verse daar die grens nie oorsteek, want Gilgal sal beslis in ballingskap gaan en Bethel sal 'n nietigheid word. Soek die Here, dan sal julle leef. Anders vlam hy op soos 'n vuur in die huis van Josef. Die vuur sal verdeel en daar sal niemand wat dit vir Bethel sal blus nie. Julle wat die reg verander in wildaas en geregtigheid in die grond gooi. Hy wat die sewe ster in die Orion maak, wat stikdonker verander in die môre en dag en nag laat verdonker, wat die water van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde. Here is sy naam. Is hy wat verwoesting laat losbars oor 'n vesting. Ja, verwoesting kom oor 'n versterkte stad.
Hulle haat die een wat in die stadspoort regwys en verafskuw hom wat regheid praat. Daarom, omdat julle graanbelasting van armes eis en 'n heffing op graan van hulle neem, het julle huise van gekapte klip gebou. Maar julle sal nie daarin woon nie. Het julle pragtige wingerde geplant, maar julle sal die wyn daarvan nie drink nie. Ek weet immers hoe baie julle oortredings en hoe talryk julle sonde is. Julle wat vyandig is teenoor die regverdiges wat omkoopgeld vat en behoeftig is in die stadspoort wegwys. Daarom is die verstandige in hierdie tyd stil, want dit is 'n bose tyd. Soek die goeie, nie die slegte nie, sodat julle kan lewe. Dan sal die Here, die God wat heerser is oor alle magte, so by julle wees soos wat julle sê. Haat die slegte, wees lief vir die goeie, en vestig die reg in die stadspoort. Miskien sal die Here, die God wat heerser is oor alle magte, die wat oor is van Josef, genadig wees. Onthou dat hierdie 'n uitspraak van God is. Hierdie is nie Amos se gedagtes nie sy opinie nie wat hy dink gaan gebeur nie, maar wat God sê. En wat God in hierdie hele gedeelte kom sê is een, soek na God. In alles wat jy doen, soek na God. Soek na God. En ek dink, as ons vanoggend ons koerante sou oopmaak, en hierdie was 'n opskrif, sou soveel mense in Suid-Afrika net omgedraai. Maar jy moet mooi dink oor die mense wat jy ken. Hoeveel mense soek nie meer na God nie? Ek en jy doen, dis hoekom ons vanoggend hier is. Dis hoekom ons vanoggend hier is, want ons weet dat God belangrik is. En ons weet ons het hom nodig, en ons soek hom. Maar 'n groot deel van ons land doen nie meer nie. 'n Groot deel van die mense sommer hier in ons dorp doen glad nie. Hulle soek nie na God nie. En dan mis hulle 'n baie belangrike punt. Die klimaks van hierdie hele Amos 5 is in vers 14. Soek die goeie, nie die slegte nie, sodat jy kan lewe. Ek gaan nou weer terugkom hierna, maar dis verskriklik belangrik om die goeie te soek en nie die slegte nie, sodat jy kan lewe. Dis wat God vir ons kom sê vanoggend. Soek die goeie, nie die slegte nie, sodat jy kan lewe. Soek vir God. Die laaste uitspraak van die Here in Amos 5 is die dag van die Here. Nou, ons het al baie daaroor gepraat, maar ek lees weer 'n keer vanoggend weer dit uit vers 16 uit. Daarom so sê die Here, die God van alle magte, my Heer. Op al die dorpspleine klink die rouklag op. En al die strate roep hulle, o wee. Hulle roep plaaswerkers om deel te neem aan die rouplegtigheid en die rouklag, saam met die kenners van treursaam. En al die wingerde klink die rouklag op, want ek trek deur jou midde. Dit het die Here gesê. Weet die wat uitsien na die dag van die Here, wat hou dit vir julle in? Die dag van die Here is duisternis, nie lig nie. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer val hom aan. As hy wel in die huis kom en met sy hand teen die muur leun, dan pik 'n slang hom. Die dag van die Here is dit nie duisternis en nie lig nie, donker met geen lig langs nie. Jy sien wat ek sê, dat Amos 'n bietjie 'n donker boek is om te lees. Sê goed dat ek nie van hou om te hoor as jy dit lees nie. Wat interessant is een van sy tydgenote, Joel, waarvan ons laasweek gelees het, praat ook van die dag van die Here. En Joel skets heeltemal 'n ander prentjie. Hy skets hoe die dag van die Here hierdie mooi dag is, hierdie glansryke dag, hierdie dag waarna ek en jy kan uitsien. Hy sê, dit gaan 'n dag wees waaroor jy kan hoop vir die toekoms. En Amos sê, moet asseblief nie uitsien na hierdie dag nie, weer die dag van die Here. Beide van hulle is reg. Jy sien, as jy na die vorige opskrif geluister het, soek na God. En jy het na God gesoek. En jy het gesoek na die goeie en die goeie dinge gedoen en die slegte gelos. En jy het lewe daardeur ervaar. Dan kan die dag van die Here vir jou wees soos Joel gesê het. Jy kan uitsien daaraan, jy kan hoop vir dit. Want jy is aan die regte kant. Maar die woorde wat Amos gebruik is, wee die wat uitsien na die dag van die Here. Wee jou as jou saak nie reg is nie. Miskien nie hierdie woord nie. Sê eintlik net, pas op. Pas op dat jou saak met die Here nie reg is nie. As jou saak met die Here nie reg is nie en daardie dag kom, gaan dit jou 'n verskriklike dag wees. Jy gaan weghardloop vir 'n leeu
Mense dink jy het weggekom vir die leeu, dan vang 'n beer jou. Jy gaan weghardloop vir die beer, en net as jy dink jy het weghardloop vir die beer, dan kom jy in die huis en jy sit jou hand teen die muur, jy rus en 'n slang pak jou. Weer die dag van die Here, as jy nie reg is nie. Maar as jy jou saak met die Here reg is, en jy het gesoek na God, en jy soek steeds na God, sodat jy vanoggend doen, hoef jy nie bang te wees vir daardie dag nie, dan kan jy hoop vir daardie dag. Almal het ook 'n gevolgtrekking, en sy gevolgtrekking skryf die volgende. Ek haat, dis God wat die praat, ek verwerp julle feeste. Ek wil julle feesvierings nie ryk nie, alselfs al lê julle vir my brandoffers en julle graanoffers op die altaar, ek aanvaar dit nie. 'n Maaltydoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie raak nie. Hou die lawaai van julle liedere weg van my, die klank van julle harpe wil ek nie hoor. Kom brei net so 'n bietjie uit oor hoekom haat God hierdie feesvieringe, want dit klink amper verkeerd. God het feeste ingestel. God wil gehad het dat mense moet fees vier vir een rede, om God te eer. So elke keer wanneer God iets goeds gedoen het vir die volk, het hulle 'n fees daaraan gekoppel. En elke keer wanneer hulle die fees gevier het, het hulle teruggedink aan dit wat God gedoen het, wat goed was. Maar toe het dit iets anders te geraak vir die mense. Hulle het begin om die doel te mis van die feeste. Die doel wat is eer aan God. En feeste het vir hulle vakansiedae geword, waar hulle nie hoef te gaan werk nie. Dae waar hulle bietjie kon leeg lê, waar hulle bietjie kon doen wat hulle wou. Dae waar hulle oorgegee het aan ander dinge wat hulle nie moes nie. Waar hulle dalk bietjie te veel tyd binne in die wingerde spandeer het. En God begin om feeste te haat. Want mense het feeste oor hulle laat gaan. Kom ons kom terug na Suid-Afrika toe die tyd waarna ek en jy nou lewe. Ons sien dit dalk meer in die res van die wêreld as in Suid-Afrika. Maar dink aan Paasfees en dink aan Kersfees. Paasfees ingestel om ons te laat dink aan Jesus wat gesterf het en opgestaan het, sodat ek en jy ewige lewe kan hê. Maar ons het begin om dit te laat gaan oor 'n haas wat chocolate eiers gee. Ek dink God haat dit. Kersfees, wat veronderstel is om die dag te wees wat ons dink aan Immanuel, God met ons, Jesus wat aarde toe gekom het ons vervang met 'n oorgewig oom wat geskenke uitdeel. Ons mis die doel. Ons mis die punt, en ek kan vir jou sê, nadat ek Amos gelees het, dink ek God haat Paasfees, God haat Kersfees. Want ons laat dit gaan oor wat dit nie moet gaan nie. Paas, besluit vandag dat Kersfees hierdie jaar in jou huis anders gaan wees. Dat jy hierdie jaar jou kinders gaan leer waaroor van Kersfees. En volgende jaar Paasfees, dan skiep jy 'n bietjie die vakansie by die see. Jy bly by die huis en jy leer vir jou kinders waaroor gaan Paasfees werklik. Jy sien julle dinge nou vra net geld. Nou sê ek vir jou hoe geld te spaar. Bly by die huis. Dis 'n bietjie geld spaar ook. Dis nie reg dat ek en jy hierdie feeste oor ons laat gaan. Dit gaan oor God. Maar dis nie waar hy eindig. Hy sê so, vers 24. Laat die reg voortdol soos water en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Nou eintlik is dit waar Amos 5 moes geëindig het, met God se woorde. Maar toe kom Amos en hy sit ook so 'n bietjie by. Nou jy waarskynlik al die laaste paar verse lees nie, want weer eens raak dit redelik donker. Hierdie is hoe Amos 5 eintlik moes eindig. Reg en geregtigheid sal. Wanneer jy moet dink aan waarmee het Amos begin? Met 'n profeet wat huil en treur oor sy land en sê die land is stikkend. Die korrupte mense het ons leeg gesteel en tot op ons knieë gebring. Dis amper asof hy oor Suid-Afrika praat. En dan sê God op die einde, reg en geregtigheid sal geskied. Nou wil jy met jouself verdeel, wat ons 'n bietjie verder gaan met hierdie beeld wat God bring. Wil jy moet dink aan die Caledon rivier in volvloed. En wil jy moet dink, hoe staan jy in hierdie rivier? En hoe probeer jy die water keer? Jy probeer die water keer. Ek weet ons mense het baie slim geraak. En ons kan plannetjies maak. En jy kan sekere soorte gereedskap en dinge inbring om my water te keer, maar vir die meeste van ons, as jy alleen in daai rivier staan, kan jy doen net wat jy wil, jy gaan nie daai water keer nie. Jy gaan nie
met jou eie krag daar staan en die water keer nie. Jy gaan eintlik met die water meegevoer maak. En dit gaan nie wegvat. Jy gaan verdrink. Nou kom eindig Amos 5 so. Want ek en jy sit in Suid-Afrika. En ons sien hoe geregtigheid misbruik word. Ons sien hoe korrupsie ons land verniel. Ons sien hoe ons land rot en kaal gesteel word. Ons sien hoe alles agteruit gaan en vervalle raak. En miskien raak jy hartseer soos Amos. En dan wil God vandag vir jou kom sê, reg en geregtigheid sal geskied. Die ouens wat verantwoordelik is vir dit waar ons nou is hulle wat aan die rivier staan en probeer stop. En ek kan weer sê, hulle gaan dit nie vir baie lank meer gestop kry. Reg en geregtigheid sal geskied. Nou wat maak ek en jy dan? Dit is tog nie 'n mooi boodskap as ek vir jou sê, toe maar, ek verstaan, jy gaan weer 'n bietjie moeilike tyd en dinge is nie vir jou so lekker nie, en miskien het jy ook al vlugtelingstatus ingeval en al die dinge. Jy's ook op pad. Verstaan, dis nou alles sleg vir jou, maar toe maar, byt net vas, hierdie regering gaan val. Dis nie wat ek volgende vir jou sê. Ek sê volgende vir jou, die Here kom sê, reg en geregtigheid sal geskied. Maar is nie my in jou werk om dit te laat gebeur nie. Dis hy wat dit doen. En dis wat hy vir Amos ook gesê het. Amos, kyk maar na hierdie goed wat rondom jou gebeur. Maar jy as Amos gaan niks daaraan doen nie. Dis ek wat God is wat iets daaraan gaan doen. En God doen iets daar. Nou wat kan ek en jy doen? Hier is ons slot vir vandag. Amos 5 vers 14. Soek die goeie, nie die slegte nie, sodat jy kan lewe. Ek sal vir jong, ek wil hierdie land geniet. Ek wil eendag hê my kinders moet ook in hierdie land bly. Ek het ook familie in die buiteland, dis nie lekker nie. Ek wil hier kan lewe. En ek wil hier 'n lewe kan bou. En as ek dit wil doen, moet ek soek na die goeie en nie die slegte. En ek glo met my hele hart is vir die Here volgende vir ons elkeen wil sê. Waar ook al jy is, soek na die goeie. Moenie kyk na die slegte. As jy die koerant nou gaan oopmaak, skiep al heerlike dele. En soek die goeie. As jy op Facebook jou nuus kry, News24, wat ook al, skraal deur die slegte goed wat jou negatief gaan maak. En soek die goeie. Kry lewe daardeur. Mag ek en jy as gelowiges vir God kom soek vandag. In elke dag van ons lewens. En mag ons hom deel met die mense wat nie na hom soek nie. Want hulle is vol. Ons uitgaan. En anders as Amos sê, 100 het uitgegaan en 10 het teruggekom, maar ons 100 uitgaan en 110 terugkom. Wil nie iemand saambring om die Here te kom aanbid nie. Wil nie iemand saamvat op jou lewensreis om die Here te ontmoet nie. Kom ons soek die goeie, sodat ons kan lewe. Amen. Here, dankie dat ons 'n boodskap soos hierdie kan kry, waarmee ons in 'n groot mate kan vereenselwig. En ons sê, ons sien dieselfde dinge as wat Amos gesien het, Here, dat 'n land stikkend is. En dat dit nie ons skuld is nie, maar dat hierdie goed gebeur het, Here. En dit maak ons hartseer. Ons hoor ook, Here, dat U vir ons kom sê dat reg en geregtigheid sal geskied. Dis U wat dit sê. En ek weet dit gaan gebeur, Here. Ons wil nie uitsien na daardie dag. Want ons weet dit gaan 'n verskriklike dag wees vir die wat nie vir U ken nie. Ons wil uitsien na vandag, waar ons begin om 'n lewe te bou saam met U. Here, help ons asseblief om die goeie en alles te soek en daardeur lewe te kry. Help ons om U te soek, Here. Dankie ook dat ons weet, U sê soek en jy sal vind. Ons weet, Here, as ons U soek vandag, gaan ons U vind. Dankie daarvoor. Ek
bid ook vir elke pa volgende hierdie kerk, dat U hulle hande sal sterk maak, en dat U vir hulle sal seën, en dat U vir hulle sal goed wees, Here, dat hulle geloof in hulle gesinne sal inbring, en sal seker maak dat dit 'n groot ding in hulle gesin is. Ek bid vir die paas wat misluk het, Here, in hierdie taak. Here, dat hulle kinders deur U opgetel sal word, en dat U vir hulle sal 'n pa wees. Dankie dat ons U kan ken, en dat ons na U kan soek, en dat ons U kan vind.